Kom ons kyk na die volgende skrifgedeeltes. Prediker 3 vers 1. Daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. Johannes 15 vers 5. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En laastens Psalm 1 vers 3. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Elkeen van ons gaan deur verskillende seisoene in die lewe. Tye van vreugde, hartseer, groei, wag en snoei. Dieselfde geld in ons wandel met God. Die vraag vandag is, in watter seisoen in jou geestelike lewe is jy? Groei jy? Dra jy vrugte? Word jy gesnoei? Of lê jy dalk net dormant? Om die seisoen van jou siel te verstaan, kan jou help om met God se doel saam te werk en in volwassenheid en vrugbaarheid te groei. Die eerste seisoen is een van plant of nuwe begin. Net soos 'n saadjie geplant moet word om uiteindelik vrug te dra, is daar seisoene wanneer God nuwe dinge in ons lewens plant. Dit kan die seisoen wees wanneer iemand pas tot geloof gekom het of in die skrif en gebed gewortel is. Dit is 'n tyd om fondamente te bou. In hierdie seisoen sien jy dalk nie onmiddellik vrugte nie, maar die word toegerus. Die woord van God word in jou hart gesaai, soos ons daarvan lees in Lukas 8 vers 11. Jou rol is om daardie saad te koester deur gehoorsaamheid en geloof. Moenie die proses probeer aanjaag nie. Elke eikeboom het eens as 'n klein eikel begin. Bly getrou in die klein dingetjies. Tweede is die seisoen van groei of geestelike ontwikkeling. Groei is dalk nie altyd sigbaar nie, maar dit is noodsaaklik. Wortels gaan diep voordat takke hoog word. Psalm 1 vers 3 beskryf die regverdiges as boom wat langs waterstrome geplant word en vrugte dra in die seisoen. Maar eers moet hulle sterk en stabiel word. Dit kan 'n seisoen van studie, gebed, disippelskap en diens wees. Jy voel dalk bedruk, uitgedaag of selfs oor die hoof gesien, maar dit is waar jou karakter gevorm word. Hou aan om God se woord te voed. Laat die Heilige Gees geduld en veerkragtigheid in jou ontwikkel. Groei gaan altyd vrugte vooraf. Die derde punt is die seisoen van vrugbaarheid of geestelike produktiwiteit. Dit is die seisoen wat ons dikwels die meeste begeer, wanneer ons lewens Christus weerspieël en anders sien. In Johannes 15:5 herinner Jesus ons daarom dat vrugbaarheid slegs kom deur in hom te bly. Sonder hom kan ons niks doen. Hoe lyk hierdie vrug? Ons lees daarvan in Galasiërs 5 vers 22, waar die vrug van die Gees lys eienskappe soos liefde, vrede en goedhartigheid. Dit gaan nie net oor aktiwiteit of bediening nie. Dit gaan oor wie jy in Christus word. Verheug jou in hierdie seisoen, maar bly nederig. Vrugte is nie vir die bome, maar vir diegene wat voeding nodig het. Gebruik hierdie tyd om aan ander te gee. Die vierde punt is die seisoen van snoei of verfyning. Soms verwyder God dinge uit ons lewens, nie om ons skade aan te doen nie, maar om ons te help groei. Johannes 15:2 sê, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Hierdie seisoen kan pynlik wees. Dit kan verlies, dissipline of 'n tyd van alleen wees behels. Maar snoei is altyd vir 'n doel. Onthou, God sien die groter prentjie. Vertrou die tye nie. Hy is nie klaar met jou nie. Dit is noodsaaklike voorbereiding vir die volgende vlak van groei en vrugbaarheid. Die laaste punt is die seisoen van wag of rus. Een van hernuwing. Die winter kan na jou siel toekom. Tye wanneer God stil lyk of jy geestelik droog voel. Maar moenie moed verloor nie. Selfs in die winter stoor bome krag ondergronds. Die wortelstelsel verdiep en berei voor vir die lente, vir nuwe groei. Jesaja 40:31 herinner ons, die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Wag is nie noodwendig verborsing nie. Dit is heilig.
God werk selfs wanneer jy dit nie kan sien. Wees stil en weet dat hy God is. Rus, besin en vertrou dat die lente sal terugkeer. So in watter seisoen is jy vandag? Een van plant, groei, vrugte dra, word jy miskien gesnoei, of is jy in die seisoen van rus? Wat ook al die seisoen is, God is met jou. Hy is die meester. Hy is die meester te henier en hy beloof dat as jy in hom bly, jy baie vrug sal dra op die regte tyd. Moenie jou seisoen met iemand anders in vergelyk nie. Gee eerder toe aan God se tydsberekening en laat hom 'n pragtige werk in jou siel doen. Here, help my om die seisoen van my geestelike lewe te erken. Leer my om geduldig te wees in die plant, getrou in die groei, nederig in die vrugdraandheid, vertrou op die snoei en hoopvol in die wag. Mag ek in U gewortel bly en vrug dra wat U naam verheerlik.